Ons maak uiteindelik vanaand klaar met die 2 getuies. So ons gaan 'n bietjie tyd vat. Ons gaan kyk na verse 13 en 14 vanaand. Nou, ek wil sommer vooraf sê, vat maar vanaand met 'n knippie sout, want ek mag dalk van my opinies verander van wat ek vanaand sê hier na die einde van Openbaring toe. Ons kyk maar hoe dit gaan. Maar oorweeg maar wat ek sê. Vers 13 en 14 sê dan, en in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede weer het verbygegaan, kyk, die derde kom gou. Nou, ek sal vir julle sê waar julle knippie sout moet vat. Nou, hierdie vers gaan aan om te verduidelik wat na die 3,5 dae dan nou gebeur waarvan ons voorheen gelees het. Of aan die einde van die 3,5 tye, soos wat Daniel dit natuurlik genoem het in Daniel 12 vers 7, uitgepraat van die 3,5 tye, hier praat van die 3,5 dae, maar hierdie is dan wat aan die einde van die 3,5 dae dan nou gebeur, en wat ook deur die Here genoem word, die tyd van die einde, in Daniel 12 vers 9. En sodra die getuies se tyd verby is, en dis die ou verbond waarvan hulle getuig het verby is, moet daardie verbond afgesluit word met rekenskap. Soos ons gesê het, die 3,5 dae is 'n onvolmaakte getal, dit is die periode van die onvolmaakte verbond as jy wil. Hierdie is dan wat aan die einde van die ou verbond gebeur. En aangesien dit is wat aan die einde van die ou verbond gebeur, moet daardie ou verbond afgesluit word. Dit kan nie net stop nie. Die verbond moet afgesluit word. Okay? 'n verbond kan nie net tot 'n einde kom sonder dat die verbond nie afgesluit word ooreenkomstig die verbondsvoorwaardes nie. Okay, jy kan nie net kontrak breek en dan soos okay, kom ons gaan aan met ons lewens nie. Nee, dit moet afgesluit word op die regte manier. Okay? Die werkverbond met Adam, en ons het nou eendag van die werkverbond gepraat in kerk, kon nie afgesluit word voordat hy en Eva nie verwyder was uit die tuin van Eden nie. Hy moes eers verwyder word. Dit is soos, jy het dit nou opgemors, okay, bly maar net aan en gaan aan met jou lewe nie. Nee, die werkverbond met Adam moes afgesluit geword het, deurdat hy uit die tuin uitgeskop word. Okay? Dit is nie net kom ons sluit dit af en ons gaan met ons lewens, selfde met die ou verbond. Dit moet afgesluit word, volgens die verbondsvoorwaardes dan nou. So ja, op dieselfde manier kan die ou verbond dan nie afgesluit word voordat die getroue Ou Testament gelowiges nie hulle beloning kry nie, want daar was getroue gelowiges onder die ou verbond, hulle moet hulle beloning kry, en die afvallige Jode nie hulle straf ontvang het ooreenkomstig die ou verbond voorwaardes nie. So jy gaan al twee hê by die afsluiting van die verbond. Jy gaan die rekenskap hê van die wat dit nie gehou het nie, en jy gaan die beloning kry van die wat dit wel gehou het. Die getuies het wel hulle beloning gekry, of die Ou Testament gelowiges het wel hulle beloning gekry, soos ons in die vorige verse gesien het, want nes die Here ons as gelowiges saam opgewek, en saam laat sit het in die hemele in Christus, soos ons sien in Efesiërs 2 vers 6, waar dit sê dat ons is saam opgewek, ons sit in die hemele saam met Christus, dis beeldspraak vir ons, wat Paulus gebruik vir ons. So was dit ook die geval met die Ou Testament gelowiges, soos bevestig was in die vorige verse, waar hulle ook opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemele dan nou as jy wil. Wat nie sonder Christus geregverdig kon word nie. Onthou, Christus se bloed is net soveel van toepassing op die Ou Testament gelowiges, soos wat dit is op ons. Christus se bloed het nie net almal geregverdig wat van hom af vorentoe tot bekering gekom het nie. Nee, Christus se bloed is van toepassing vir alle gelowiges van Christus se dood af, van almal vorentoe en agtertoe. Want niemand kan voor die Vader staan sonder 'n middelaar nie. Maak nie saak wanneer jy gelewe het nie. Maak nie saak of jy gelewe het na Christus gekom het en of jy gelewe het voor Christus gekom het nie. Elke liewe enkele een kan net voor die Vader verskyn indien hy geregverdig is deur die bloed van Christus. Maak nie saak wanneer jy gelewe het nie. En daarom was Abraham ook
deur die geloof geregverdig, nie deur werke nie. Soos wat Paulus ook vir ons bevestig en ons lees in Genesis die geval is. En daarom kan ons lees van die opstanding uit die dood uit vir die Ou Testament gelowiges toe Christus gekom het en die nuwe verbond ingehuldig is. Want Christus se bloed is net soveel van toepassing op Ou Testament gelowiges soos wat dit op ons is. Want hulle kan nie in die hemel voor die Vader verskyn sonder Christus se bloed nie. Die wet kon hulle wel in bewaring hou, en dit het ook, maar die wet kon hulle nie lewend maak nie. Jy kan net lewend raak deur Christus. Die wet kan nie lewend maak nie. Maar Christus kan lewend maak in die geestelike sin. En daarom lees ons in Galasiërs 3 vers 21 tot 23, Paulus sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was, wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Met ander woorde, die wet het nie die krag om lewend te maak nie. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. So, die Ou Testament gelowiges was wel in bewaring gehou deur die wet, maar dit kon nie lewend maak nie. Christus alleen kan lewend maak. En daarom was Christus se dood net soveel van toepassing op hulle, soos wat dit is op ons. En daarom kan daar gesê word dat die getuies, of althans die ou verbond gelowiges, uit die dood uit kon opstaan onder die nuwe verbond, aangesien die wet onder die ou verbond nie self lewend kon maak nie. Maar dit kon hulle wel in bewaring hou totdat die nuwe verbond in Christus sou kom, wat wel lewend kan maak. Want soos Paulus sê, as die wet wel lewend kon maak, dan sou Christus nie nodig gewees het nie, maar die wet kan nie lewend maak nie, en daarom was Christus nodig gewees. En geregtigheid kom alleenlik deur Christus en nie deur die wet nie, en so het dit dan ook vir hulle gekom. Maar nes die Ou Testament gelowiges hulle erfdeel in Christus ontvang het, met die afsluiting van die ou verbond, en hulle het hulle erfdeel ontvang in Christus, met die afsluiting van die ou verbond, so moes die afvallige Jode ook hulle oordeel ontvang vir die verbond om af te kon sluit, ooreenkomstig die verbondsvoorwaardes, sodat die ou verbond afgesluit kon word, want jy kan dit nie net stop hier weer eens. Dit moet afgesluit word op die regte manier. Die getroues moet hulle erfdeel ontvang, die ontroues moet hulle oordeel ontvang, volgens die verbondsvoorwaardes. En daarom sien ons beide die seën en die vervloeking in hierdie gedeelte. Ons sien die seën vir die wat wel getrou was, die getuies van die Ou Testament, en ons sien die oordeel oor die wat nie getrou was nie. En daarom sien ons, dis weer eens typiese oordeelstaal in hierdie vers, soos dit ook voorkom in ander profetiese boeke. Eerstens sien ons 'n aardbewing in hierdie vers 13. Nes ons gesien het onder die finale oordeel oor Juda onder die 6de seël. Toe ons gelees het van die 6de seël, het ons ook gelees van 'n aardbewing in Openbaring 6 vers 12, waar gestaan het en ek het gesien, toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, daai twee woorde. En die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. Beide praat van dieselfde oordeel, want weer eens Openbaring maak van herhaling gebruik. En die oordeel van ons vers en die finale oordeel onder die 6de seël kan nie van mekaar geskei word nie, en praat van dieselfde gebeurtenis natuurlik. Weer eens Openbaring maak van herhaling gebruik. Nou wanneer ons vers dan ook verder sê, en in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, in die uur, met ander woorde die uur van die finale oordeel, praat dit van niks anders as die dag en die uur, waarvan Matteus 24 vers 36 praat nie, waar staan, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En soos ons gesien het, daardie uur was toe vroeër in die vorige hoofstukke geopenbaar aan Christus, hy is hier met die oordeel bring, en hierdie uur van die groot aardbewing is niks anders as die uur waarvan Matteus 24 praat nie. Maar nes die vorige verse, waar die getuies uit die dood uit opgestaan het, ooreenkomstig, of ooreengestem het met Esegiel 37, en hierso kom die knippie sout wat julle nou moet vat, net soos wat die opstanding uit die dode vir die getuies
ooreengestem het met Esegiel 37, en onthou Esegiel 37 praat van die vallei van die droë bene wat weer vlees kry en weer lewendig raak, en ons sien dan aan die einde van Esegiel 37, dit praat eintlik van die nuwe verbond, want dit praat van Dawid wat sy troon gaan inneem vir ewig, en daai Dawid is natuurlik niemand anders as Christus wat sy troon inneem vir ewig nie, en Petrus bevestig dit vir ons in Handelinge hoofstuk 2 as ek dit nie mis het nie. Maar nes die vorige verse, waar die getuies uit die dood uit opgestaan het, ooreengestem het met Esegiel 37, waar die getroue getuies onder die ou verbond ook weer lewendig geword het, binne die vallei van die droë bene, so stem die oordeel, wat ons vind in hierdie vers van Openbaring, teenoor afvallige Israel, weer ooreen met Esegiel 38 en 39. Okay? So ons sien die opstanding in Esegiel 37, dieselfde opstanding waarvan ons hier gelees het, vir die Ou Testament gelowiges. Maar die oordeel wat ons ook hiervan lees, sien ons dan nie in Esegiel 37, ons sien dit in Esegiel 38 en 39, met ander woorde 38 en 39 volg op die opstanding van die dode van 37 in Esegiel. Okay? So nadat getroue Israel uit die dood uit opgewek geword het in Esegiel 37, vind daar 'n opstand plaas teenoor hulle vanaf afvallige Israel. Daar vind vervolging plaas vanaf afvallige Israel teenoor hierdie Israel wat nou uit die dood uit opgestaan het. Waarbinne ons ook lees van hierdie groot aardbewing. Okay? En ons lees in Esegiel 38 vers 18 tot 20. So hou net in gedagte, getroue Israel staan uit die dood uit op, afvallige Israel is vervolg hulle. Okay, so jy het 'n getroue Israel wat uit die dood uit opstaan, jy het 'n afvallige Israel wat hulle vervolg. Ons sien dit in Handelinge ook, okay? Dis Jode wat die Christene die meeste aangeval het in daai periode van tyd. En dit het erger geraak soos 70 na Christus nader gekom het. Maar ons lees in Esegiel 38 vers 18 tot 20 daar staan, maar in die dag as Gog teen die land van Israel aankom. Nou onthou, hierdie Israel is nou die getroue Israel wat nou net in die vorige hoofstuk opgestaan het. Spreek die Here, Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Ja, in my ywer spreek ek, in die vuur van my grimmigheid, waarlik in die dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel. Sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip en al die mense wat op die aarde is of land dan althans is en die berg sal omver gegooi word. Weer eens, ons het al van berge gesien wat omval en wat in Openbaring en die kraanse in mekaar stort en al die mure op die aarde val. En aarde is weer eens 'n verwysing heel waarskynlik na die land. Nou, hierdie praat van Gog wat in die land van Israel aankom, en Israel het net in die vorige hoofstuk opgestaan, en ons weer het praat van die nuwe verbond, want ons lees dit juis aan die einde van Esegiel 37, daai wat die Dawid heers, met hierdie opstanding heers Dawid vir ewig op die troon mos. En dis kan natuurlik niemand anders as Jesus wees, want dit is nie Dawid wat vir ewig gaan heers nie, dit is Jesus wat op die troon van Dawid gaan heers. Dit is bloot net beeldspraak in die plek van Christus. Maar dan kom Gog teen Israel en daar's 'n groot aardbewing in die land van Israel. In hierdie tyd natuurlik. So die twee getuies, of althans getroue Israel, staan uit die dood uit op, deur om ingesluit te word onder die nuwe verbond, waar hulle regverdig staan as gevolg van die bloed van Christus. Hulle staan op hier aan die einde van die 3,5 dae. En hulle is geregverdig net soos ons deur die bloed van Christus. Die afvallige Jode was nog altyd die getroue getuies se grootste vyand gewees, insluitend met die tyd nadat Christus gekom het, veral soos ons lees in die boek van Handelinge. Maar wat word die vyand van getroue Israel hier in Esegiel genoem? Wat ook doodgemaak gaan word in Israel self. Wat word die vyand van getroue Israel hier in Esegiel genoem, wat doodgemaak gaan word in Israel? En die antwoord is Gog. Dit is Gog
wat teen Israel kom, wat nou net in die vorige hoofstuk uit die dood uit opgestaan het, en is Gog wat doodgemaak gaan word in Israel. Gog sal begrawe word in Israel, waar ons ook lees in Jesegiel 39 vers 11 daar staan, en in die dag sal ek aan Gog 'n plek gee waar 'n graf sal wees in Israel. Die dal van die trekkers aan die ooste kant van die see, en dit sal vir die deurtrekkers die pad toemaak, en daar sal hulle Gog begrawe, en sy hele menigte, en dit noem die dal van Gog se menigte. So Israel, wat nou net uit die dood uit opgestaan het, volgens die nuwe verbond, soos ons lees aan die einde van 37, word aangeval deur Gog, en Gog word ook dan verwoes in Israel, en hy word in Israel begrawe. Julle sien waant ek op pad is met hierdie. En hoekom ek sê, vat dit met 'n knippie sout. Want Openbaring 20 praat van Gog en Magog, wat teen Israel opstaan. Weereens want Openbaring maak van herhaling gebruik. Okay. En dit word bevestig dat Gog wat geoordeel word, wel afvallige Israel is, aangesien Jesegiel 39 vers 22 tot 24 afsluit, deur om te sê, en die huis van Israel sal weet dat ek die Here hulle God is, van die dag af en verder, en die nasie sal weet dat die huis van Israel van wie hulle ongeregtigheid en ballingskap gegaan het, omdat hulle teen my troubreek begaan het. So nou het Israel uit die dood uit opgestaan, maar hulle is nou weer in ballingskap en is doodgemaak, omdat hulle troubreek gepleeg het. Nou hoe is Israel ewe skielik getrou, en dan word hy weer aangeval en gesê, maar hy is afvallig en hy troubreek gepleeg. Omdat hulle teen my troubreek begaan het, het ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hulle teestanders oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het. Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg. En dit is hoe Jesegiel 39 dan afeindig. Nadat dan net in die vorige verse gesê is, dat Gog teen Israel, getroue Israel, oorlog maak, maar God sal Gog oordeel. Maar dan sy het af om te sê, en Israel sal weet, dat ek God is, want ek het Israel geoordeel. So word hierdie van getroue Israel gesê, wat by die inhuldiging van die nuwe verbond lewend geraak het, volgens Jesegiel 37? Nee, natuurlijk nie. Dit word gesê van afvallige Israel, wat genoem word Gog en Magog in die opvolgende 2 hoofstukke, Jesegiel 38 en Jesegiel 39. En daarom die Gog en Magog waarvan ons lees in Openbaring 20 vers 8, is niks anders as afvallige Israel nie, in my voorlopige opinie nie. Okay, die opinie wat julle met 'n bietjie sout moet vat nie. Okay, so huidiglik in my opinie is Gog en Magog van Openbaring 20 niks anders as afvallige Israel nie. En word daar op dieselfde manier geoordeel as hier in ons teks, net na die opstanding. Want in Openbaring lees ons ook van opstanding. Maar net na die opstanding vind daar oordeel plaas oor Gog en Magog. En in Jesegiel lees ons 37 lees ons van opstanding, dan vind daar oordeel plaas oor Gog en Magog. En dit is presies wat ons hierso ook sien. Hier was 'n opstanding, en nou sal ewe skielik 'n oordeel. Oor wie? Gog en Magog, afvallige Israel. So daarom die Gog en Magog waarvan ons lees in Openbaring 20 vers 8, in my opinie, voorlopige opinie, met sout gevat, is niks anders as afvallige Israel nie, en word daar op dieselfde manier geoordeel as hier in ons teks, net na die opstanding van die getroue getuies, soos ons ook lees die opstanding van die getroue getuies in Openbaring 20 vers 4 tot 5, en ons sien dit ook in Jesegiel 37, waar daar opgestaan het, en Gog ook daar sy oorlog gemaak het teen hulle, in hoofstuk 38 en 39. Maar ons sal meer sê oor Gog en Magog in ons kommentaar oor
hoofstuk 20. En die verwantskap met afvallige Israel. Daar's 'n hele paar verwantskappe. En ons sal daarby kom as ons in hoofstuk 20 kom, maar net vir interessantheid, die enigste ander plek waar Gog genoem word, buite in Esegiel 38 en 39 en Openbaring 20, is die plek waar Gog iemand is wat gebore word vir een van die stamme van Israel. Die enigste persoon wat Gog genoem word, was 'n Israeliet. Nêrens anders in die Bybel lees ons van Gog, behalwe in Openbaring 20 nie, Esegiel 38 en 39 nie, en ek dink is in Deuteronomium of Leviticus of een van die konings, waar dit praat van 'n Gog, wat ook vir, ek kan nie onthou wat se stam hy gebore was, ek wil sê Juda, maar ek kan dit nie heeltemal onthou nie. Maar Gog was oorspronklik 'n Israeliet gewees. Dis net een van die korrelasies wat ons trek. Maar weer eens, dit wat ons in Esegiel sien is getroue Israel wat lewendig word. Ons lees van 'n opstanding in Openbaring 20. Daar is nie 5000 verskillende opstandings wat in geskiedenis gaan plaasvind nie. Daar's 2 of 3 opstandings wat gaan plaasvind. Ons het die opstanding gesien van toe Jesus dood gegaan het en dat mense uit die graf uitgekom het, daar was 'n opstanding gewees. Ons sien hierdie opstanding beeld wat in beeldspraak gegee word vir hierdie Ou Testament getuies. Dis 'n simboliese opstanding met Christus se dood, hulle wat ingesluit word onder die nuwe verbond, en Christus se bloed wat net soveel op toepassing is van, en daar's aan die einde van tyd weer 'n opstanding. Maar daar is nie meer opstandings as dit nie. Daar's 'n opstanding aan die heel einde van tyd wanneer ons liggame weer met ons siele verenig word. Want dit is die enigste opstandings. En as mens dit in gedagte hou, dan moet mens net besluit, okay, maar waar pas hierdie opstanding in? Praat dit van die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament opstanding? Of praat dit van die opstanding aan die heel einde van tyd? Dit is al 'n vraag wat jy eintlik jouself hoef te vra. En die opstanding waarvan ons hier lees, is daai opstanding, simboliese opstanding, waar Christus se bloed net soveel van toepassing geraak het op die Ou Testament gelowiges soos wat op ons is, en waar ons opstaan uit die doodheid saam met Christus, was dit dieselfde vir hulle ook in daai oomblik en tyd dan nou gewees. Okay. Kan ek vinnig jou Bybel leen? Net vir interessant, ek wil eintlik nou nie Openbaring 20 hanteer nie. Maar ons sien min of meer dieselfde as wat ons hierso sien. So ons lees van vers 1, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En soos wat ons in die Nuwe Testament ons nou lees, Jesus sê vir sy disippels, julle sal op die 12 trone sit, en julle sal ook hierdie geslag oordeel, sê die Here vir die disippels. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. Nou ons onthou, dat daai 144.000 was beseël vir Christus, maar die ander was natuurlik nou nie deel van die wat geseël is vir Christus nie. Hulle is dies wat natuurlik by voorbaat die merk van die dier ontvang het. Maar dit praat van die Ou Testament gelowiges, die volmaakte getal van uitverkorenes van die Ou Testament gelowiges, en die Jode dan nou. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank, en nou daai eerste deel van vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, kom nie voor in die oorspronklike bronteks nie, in die oudste manuskripte nie. Dit was net 'n kommentaar wat ingevoeg was na die tyd. Maar ons sal dit hanteer as ons daar kom. Maar in elk geval, dit sê
en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. Wie dan nou die getroue getuies? Dit is die eerste opstanding. Okay? So dit praat van die Ou Testament gelowiges. Dit sê dit is die eerste opstanding, hulle wat saam met Christus regeer. Weereens, want Christus sy bloed is van toepassing op hulle. Dit is die eerste opstanding, so daar was 'n opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Hierso, en dan wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En weer eens, in my opinie, is dit dan 'n afvallige Israel, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal soos die sand van die see, nog 'n indikator, hulle getal soos die sand van die see, net van Israel word het ooit gesê in die Bybel, dat hulle getal was soos die sand van die see. Van geen ander nasie word het gesê nie. Okay, ek gaan weer vooruit met ons Openbaring Bybel sien, in my geval. Het is net een indikator dat die Gog en Magog wel afvallige Israel is, want daar word 1000 keer in die Ou Testament gesê, maar hulle getal is soos die sand van die see, maar dit word net van Israel ooit gesê. Van geen ander nasie word gesê nie. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Nou, hulle het die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Nou, as dit 'n geliefde stad is, praat dit dan van 'n afvallige Israel, of praat dit van die uitverkore Jode? Dit praat van die uitverkore, dit praat van getroue Israel. En hulle het die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. Wie? Die Gog en die Magog. Nie die stad nie, want daai stad praat van getroue Israel, nie van afvallige Israel nie. Maar jy sien min of meer, nou het ek hom toegemaak, maar jy sien min of meer dieselfde formule. Jy sien 'n opstanding, jy sien die Gog en Magog, wat teen die heilige stad en die heiliges versamel, met ander woorde, hulle vyande is, en God verslind hulle, en dis presies wat ons hier ook sien. Jy het 'n opstanding gesien, jy sien dat hulle, Christus se bloed op toepassing is van hulle, die wat opgestaan het, getroue Israel, en dan sal oordeel oor die wat nie getrou is nie. Net soos wat ons sien daar 'n oordeel is oor die Gog en die Magog, net na die opstanding. Net soos wat ons sien daar's 'n oordeel oor Gog, net na die opstanding van Jesegiel 37. So in Jesegiel 37 het jy opstanding, dan het jy oordeel oor Gog en Magog. In Openbaring 20 het jy 'n opstanding, dan sal oordeel oor Gog en Magog. Hier in ons hoofstuk het jy 'n opstanding, nou is daar 3 verskillende opstandings, ek dink nie so nie. Ek dink daar's net een opstanding, ek dink almal praat van dieselfde opstanding. Maar by die opstanding sien jy ook 'n oordeel, net na die opstanding. So dit wat ons in Jesegiel 37 sien, dit wat ons in Openbaring 20 sien, en dit wat ons hier in ons hoofstuk sien, is presies dieselfde. Opstanding van getroue Israel, en dan 'n oordeel oor die wat nie getrou is nie. En dis die knippie sout, wat ek dink ek is reg, want weer eens, ek dink nie daar's 3 verskillende opstandings nie. Ek dink dit praat alles van dieselfde ding. En ek dink nie dit praat van die opstanding aan die einde van tyd, waar ons verheerlikte liggame gaan kry, wat met ons siele verenig gaan word vir ewig in die hemel nie. Ek dink nie dit praat daarvan nie. Ek dink wel dit praat op ander plekke in die Bybel daarvan, maar nie in Jesegiel 37, of hier in ons hoofstuk, of in die einde van Openbaring nie. Nou, alhoewel die aardbewing beeldspraak is vir die oordeel met betrekking tot 70 na Christus, het die aarde wel letterlik geskud in die tyd van hierdie oordeel. Soos voorheen genoem, net voor die finale belering deur die Romeine, het die Jode teen mekaar begin veg in Jerusalem. Daar was bekleierery tussen die Jode self gewees, en ons het al voorheen ook daar gepraat. Die Zelote of die Zealots, soos hulle genoem word in Engels, wat 'n Joodse sekte was. Simon the Zealot was mos een van Jesus se disippels gewees, hy was 'n Zeloot genoem gewees. Die Zelote het teen die Jode geveg wat wou vrede maak met die Romeine. Onthou, die Zealots wou Israel vir hulle self hê. Die ander
soos die Sadduseërs veral was ons meer polities van aard gewees. Hulle wou weer, nee man, kom ons hê ooreenkomste met die mense, hulle vryf ons rug, ons vryf hulle rug, ons gaan so aan. En dit is presies wat ons sien in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld hulle is kop in een mis met Pontius Pilatus, die Jode, om Jesus te kruisig. Maar dis jy die Jode aan die een kant en die Pontius Pilatus wat 'n Romein is aan die ander kant, maar hulle is kop in een mis. En dis presies wat hulle wou gehad het, maar die Zealots het weer gesê, nee, ons soek nie dit nie, weg met Rome, ons soek Israel vir onsself. En dis nou daai twee faksies van die Jode wat teen mekaar geveg het, die wat wou met die Romeine wou saamwerk, en die wat nie met die Romeine wou saamwerk, die maar eerder wou aanval. En die Zelote het toe die Idumeërs, wat in die streek gewoon het, net suid van Judea, laat roep, om hulle te kom help veg teen die ander Jode, binne die stad self, net voor die belering. En die meer matige Jode, wat hoofsaaklik dan nou uit die Sadduseërs bestaan het, wat nie wou oorlog voer nie, het gekeer dat die Idumeërs by die stad kon inkom. Hulle was nog, die Sadduseërs en Fariseërs en so, was nog in beheer van die stad se hekke gewees. En hulle het gekeer dat die Idumeërs kon inkom om die Zelote te help veg teen hulle. Okay? So die meer matige Jode wat hoofsaaklik uit die Sadduseërs bestaan het, het gekeer dat die Idumeërs in die stad kon inkom om die Zelootse Jode te help. En so moes hulle ook vir die aand buite die hekke van Jerusalem kamp opslaan, hierdie Idumeërs dan nou. Nou, een van die hoëpriesters, en hierdie hoëpriester se naam was Jesus gewees, glo of nie, het hulle probeer sin inpraat van die muur af. En hy het van die muur af met hierdie Idumeërs gepraat, net om hulle te oortuig om nie te kom oorlog maak teen hulle nie. Okay? Terwyl een van die leeroowerstes van hierdie Idumeërs, naamlik Simon, hulle weer aangespoor het om te bly en om te veg. En hierop sê Josephus dan nou die volgende: toe het die Idumeërs hulle goedkeuring gegee op wat Simon gesê het. En Simon is mos nou een van hulle leeroowerstes wat gesê het, nee, ons gaan bly, ons gaan teen hierdie Sadduseërs en so aan veg saam met die Zelote. Maar Jesus, dit is nou een van die hoëpriesters wat nou nie wou veg nie, het hartseer weggegaan, aangesien hy besef het dat die Idumeërs teen alle gematige raad was, en dat die stad nou aan albei kante beleer was. Die Idumeërs self was ook nie rustig van gees nie, want hulle was woedend oor die vernedering wat hulle moes verduur toe hulle toegang tot die stad geweier was. Met ander woorde, hulle moes nou buite kamp opslaan. En alhoewel hulle aanvanklik geglo het dat die Zelote kragtig sou optree, menende die Zealots sou hulle dan nou beklei dat hulle in die stad kon inkom om hulle te help veg, het hulle geen daadwerklike optrede van hulle kant af gesien nie, wat ook twyfel onder hulle gesaai het. En baie van hulle het berou gehad dat hulle daarheen gekom het. Dis nou die Idumeërs. Maar die skande wat hulle sou oorkom as hulle teruggekeer het, sonder om enigiets te doen, het hulle berou so oorweldig dat hulle die hele nag voor die muur gebly het. Dis nou die muur van Jerusalem gebly het. Selfs al was hulle kamp swak en hulle kamp was blootgestel gewees. Maar daar het 'n geweldige storm in die nag uitgebreek, met uiterste geweld en baie sterk winde, met die grootste reënbuie, met aanhoudende weerlig, verskriklike donderweer en verbuisterende skuddings en die gebulder van die aarde in aardbewings. Hierdie dinge was 'n duidelike aanduiding dat daar 'n vernietiging oor die mense sou kom, aangesien die wêreldorde in so 'n wanorde gebring was, dat enige een sou kon raai dat hierdie wonders die groot rampe voorspel het wat op pad was. En dis wat Josephus sê rondom die gebeure wat aanleiding gegee het tot die val van Jerusalem in 70 na Christus. So daar was soveel tekens, soveel donderslae, soveel aardbewings, dat hulle het selfs kon sien dat dit 'n voorskadu was van die verwoesting wat oor Jerusalem sou kom. En selfs iemand soos Josephus kon dit sien, wat nie as 'n Christen was nie. Dat dit was bloot 'n, soos die Engelsman sal sê, 'n bad omen gewees. Dit was 'n voorspelling eintlik van wat sou gebeur. So selfs al verwys hierdie aardbewing waarvan ons lees, ek dink is gewone beeldspraak
veroordeel. Ek dink jy het verwys na die gebeurtenis nie. Maar selfs al is dit net beeldspraak veroordeel, het dit wel letterlik ook gebeur. Daar was sulke tekens gewees. So alhoewel hierdie historiese gebeurtenis nie noodwendig die direkte vervulling is waarvan ons lees in ons teks nie. Dit bly interessant om op te let dat daar wel letterlike aardbewings was wat plaasgevind het rondom die val van Jerusalem en dat mense dit gesien het as 'n voorspelling dat Jerusalem wel sou val. Nou die feit dat 'n tiende van die stad geval het, soos ons teks dan sê, is weer eens beeldspraak wat gegee word, nie om die spesifieke getal van die mense te bereken wat sal omkom in hierdie oordeel nie, maar dat daar wel 'n oordeel gaan wees. Ons het eenders 'n breukdele gesien, onder andere met die 4de seël in Openbaring 6 vers 8 waar staan, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak, met die swaard en hongersnood en pes en die wilde diere van die aarde. Met die 2de en die 3de bassein in hoofstuk 8 vers 7 tot 9 het ons ook gelees hoe 1/3 van die bome verbrand was en hoe 1/3 van die see in bloed verander het en hoe 1/3 van die skepe geval het. So dit is nie buitengewoon dat daarvan breuke gebruik gemaak word om hierdie oordeel uit te spreek nie. Dit beteken nie oral waar ons breukdele sien 1/3 of 1/4 of 1/10, nou moet ons getalle gaan bereken nie. Nee, dit is algemene taal soos ons al gesien het wat gebruik word met hierdie oordeel wat plaasvind, wat hand aan hand gaan met die oordeel dan nou as jy wil. En ons sien ook, as ek dit nou reg onthou, ook dieselfde tipe breukdele in Jesegiel ook. Maar alhoewel hierdie breukdeel van 'n 10de nie gegee word om spesifieke getalle te bereken nie, glo ek dat hierdie 10de direk verwantskap hou met Jesaja 6 vers 8 tot 13. En daar sal staan, en ek dink hierdie 10de word juis gegee om ons aandag soontoe te trek na daai profesie toe in Jesaja. Want nêrens anders lees jy van 'n 10de in die Bybel nie, behalwe in daai profesie. Ja, jy lees van die 10de van die maand, of daar's 'n paar ander 10des, maar dit is gewoonlik met betrekking tot tyd, of 'n maand, of die 10de dag van die maand, veral as ek nou reg onthou, die 10de van die 7de maand, was die Pasgafees gehou, en so aan. Maar jy lees nêrens van 'n 10de van 'n stad, of 'n 10de van 'n volk, of 'n 10de van 'n groep mense nie, behalwe in Jesaja, en dan nou hier in Openbaring. En ek dink dit is juis om daai verwantskap dan te trek met wat ons in Jesaja lees. En daar sal staan in daai profesie in Jesaja, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my, sê Jesaja nou. En hy het gespreek, dis nou God, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle bekeer, en gesond word nie. Dit word nou van afvallige Israel gesê. Maak hulle blind, maak hulle doof, maak hulle harte swaar, dat hulle nie sal bekeer, en ek hulle genees nie. Toe sê ek, dis nou Jesaja, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sodat inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land, en as nog 'n 10de deel daarin is, en daar lees ons die enigste plek waar die 10de voorkom, en as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. So as daar 'n 10de oor is, daai 10de sal ook verwoes word, en daar sal net 'n stomp oorbly, en daai stomp is die heiliges wat gaan oorbly.
En ons kan met sekerheid weet en sê dat hierdie profesie in Jesaja tot vervulling gekom het in die 1ste eeu. Aangesien Paulus hierdie einste profesie aanhaal in Handelinge 28 vers 25 tot 31 as 'n vervulling teenoor afvallige Israel. En Jesus haal ook hierdie profesie aan in sy tyd, in die 1ste eeu. In Markus 13 vers 10 tot 15, met betrekking tot die afvallige Jode. Hy haal hierdie profesie aan. Nie as 'n profesie wat klaar tot vervulling gekom het in die verlede nie, nie as 'n profesie wat in sy tyd tot vervulling gekom het. En daar staan in Markus, en die disippels het gekom en vir hom gesê, Here, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? En dis nou tot die Jode. Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, so die disippels moet die verborgenhede van die koninkryk ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Dit is nou afvallige Juda. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie, hoor of verstaan nie, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, die profesie wat ons net gelees het, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Die Here sê, hy praat in gelykenisse met die Jode, sodat die uitverkorenes, soos die disippels, die koninkryk sal kan sien, maar hulle nie, sodat die profesie van Jesaja teenoor hulle vervul sal word, die einste profesie wat ons net gelees het in Jesaja. Dis daai profesie wat Jesus aanhaal. En eerstens sal ons dan oplet dat hierdie skrif praat van die koninkryk, naamlik die einste koninkryk wat finaal ingehuldig gaan word onder die volgende of altens die 7de bassein. Jesus sê, aan julle gaan, sodat aan julle die koninkryk geopenbaar kan word. En nie aan hulle nie. Die einste koninkryk wat ingehuldig word, letterlik in ons volgende bassein. Tweedens, Jesus bevestig dat Jesaja se profesie op daardie generasie van afvallige Jode van toepassing is en aan hulle tot vervulling kom. Maar die belangrikste punt onder ons teks is dat daardie einste profesie van Jesaja die 10de noem waarvan ons ook in ons teks lees. Dit noem dieselfde 10de. Want net nadat dit praat van hulle wat hulle oë moenie sien en hulle ore moenie hoor nie, sê dit die Here dat selfs al is daar 10de oor, ek sal daai 10de ook verwoes. Maar wat ons dan verder moet oplet is dat die 10de van Jesaja nie praat van die eerste 10de nie. Dit praat van die laaste 10de. As daar enigiemand oorbly, 10de, praat Jesaja, dan sal daai 10de ook verwoes word. Met ander woorde, en soos die teks sê, as daar 'n 10de oorbly, nadat daar klare verwoesting was, soos Jesaja sê, sal daardie 10de ook verwoes word. So hierdie 10de waarvan ons lees is nie, okay, so die eerste 10de van die stad gaan verwoes word nie. Nee, Jesaja se profesie sê, wat in die eerste eeu tot vervulling kom, dat is die laaste 10de. As daar net 'n 10de oorbly, sal daai 10de verwoes word, maar die stomp, as die boom dan nou omval, finaal omval omdat die laaste 10de verwoes is, daai stomp sal oorbly en dit sal die heiliges wees. Dit sal die uitverkore Jode wees. En hierdie profesie van die 10de praat dus van die einde van die oordeel, nie die begin daarvan nie, want dit is die laaste 10de wat oorbly. En daarom sien ons ook die inhuldiging van die koninkryk van Christus met die 7de bassein, wat direk op hierdie teks dan ook volg. Die 10de val, die 7de bassein blaas. Die 10de val, en die ewige koninkryk word ingehuldig. Dit is nie die 10de val, en nou moet ons nog 9 10des uitsorteer, volgens die ou verbond, voordat die koninkryk, nee, dit is die laaste 10de. En ons sien dit in ons teks.
Jesaja praat van dit as die laaste 10de, en ons sien hier in ons teks, dis die laaste 10de, want die koninkryk word ingehuldig met die 7de basyn. Letterlik 2 verse verder. Nou wat Jesaja wel sê in hierdie profesie, is dat net soos wat 'n boom omgekap word en daar 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag ook behoue bly, na hierdie oordeel. En soos Paulus ook sê van hierdie uitverkore Jode in Romeine 11 vers 5, waar staan, en dit bevestig net wat Paulus sê, net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel, en hy praat van Jode, 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Dis die stomp. Nadat die laaste dinge verwoes is, daar is 'n uitverkore Jode, sê Paulus. Net so is daar ook in die teenwoordige tyd, sê hy. Met ander woorde, die tyd waarin Paulus het geskryf het. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel van wie? Uitverkore Jode. Ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En wanneer ons teks dan sê in ons vers, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring, verwys die ander waarskynlik na die stomp, die uitverkore Jode, die wat vir die Here heerlikheid gebring het. En die wat wel tot bekering gekom het en die Here vrees. Nou die noem van 7000 mense wat omgekom het is natuurlik simbolies. Ooreenkomstig die genre van Openbaring wat van simboliese nommers gebruik maak. 7 is 'n volkome nommer en 1000 is ook 'n volkome nommer en 7000 is dan 'n absolute volkome nommer. Dis die volkome nommer van mense wat geoordeel moes word. Menende almal is geoordeel wat geoordeel moet word. Selfs die laaste 10de wat oorgebly het, is ook geoordeel. Nadat al verwoes is, soos al Jesaja gesê het, en daar's 'n 10de oor, daai 10de gaan ook geoordeel word, sê Jesaja. En hierdie 7000 bevestig bloot dat die volmaakte nommer van die wat geoordeel moes word, is wel geoordeel. Die volkome oordeel het plaasgevind oor afvallige Israel. En die ooglopende betekenis is dus dat die volkome nommer van afvallige Israel omgekom het onder hierdie oordeel, volgens God se voorneme. Dis vers 13. Vers 14. Die tweede weer het verbygegaan, kyk die derde kom gou. En dis net om af te sluit in die laaste vers van hoofstuk 8. Die laaste vers van hoofstuk 8 is vers 13, maar in die laaste vers van hoofstuk 8, nadat die eerste 4 basyne klaar geblaas het, lees ons in vers 13 aan die einde van hoofstuk 8, en ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, 3 wee, hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn van die 3 engele wat nog sal blaas. Weerens hierdie is aan die einde van die 4de basyn, so hy praat van die 5de en die 6de en die 7de basyn. Okay? So die 3 wee vanweë die oorige geluide van die basyn verwys dus noodsaaklik na die 5de, 6de en die 7de basyn wat die 3 engele ook gaan blaas. Daai 3 wee wat genoem word. En daarom net na die 5de basyn en in die vers voordat die 6de basyn geblaas word, lees ons in Openbaring 9 vers 12, die 1 wee het verbygegaan, hierna kom daar nog 2. Die 1 wee wat verby is, was die 5de basyn. En dan sê dit, hierna kom daar nog 2 en hy verwys dan na die 6de en die 7de basyn. En in ons huidige vers kom ons aan die einde van die 6de basyn weer. En daarom kan daar gesê word dat die 2de weer verbygegaan het, want die 6de basyn is dan verby, maar die 6de basyn was die 2de weer en die 5de basyn was die eerste weer gewees, soos dit gesê was aan die einde van die 4de basyn. En die 3de weer word gesê om gou te kom. Die 2de weer het verbygegaan, kyk die 3de kom gou. Okay? En aangesien ons in die volgende vers van die 7de basyn begin lees, waaronder daar ook 'n oordeel plaasvind, daarom kan dit sê die volgende of die laaste week kom gou. Want ons die 7de basyn kom letterlik in die volgende vers.
En ons sien daar is ook 'n oordeel onder die 7de bassein, want vers 18 van hierdie hoofstuk sê vir ons, en die nasies was vertorend, en die toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Daar sien ons beide kante van die verbond wat afgesluit word, nie waar nie? Maar dit is die derde wee, want daar is 'n oordeel, maar daar is ook 'n seëning, om die loon te gee aan die diensknegte, die profete. Ons het die profete, nadat Jesus gekom het nie, die profete was die Ou Testament, dis die getuies. Dit praat noodsaaklik van die Ou Testament gelowiges, want ons het die profete in ons huidige onder die nuwe verbond nie. Maar ons sien die afsluiting van die ou verbond, want die loon word gegee aan die getuies, of soos dit gesê word, die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, wat die naam vrees, maar ook dat die toren gekom het, en die tyd van die dode, om geoordeel te word. Wat se dode? Die wat ook al dood is, wat gekom het van die tyd van die profete af. Die een is wat juist die profete doodgemaak het. So jy het beide kante van die afsluiting van die verbond. 'n Verbond moet afgesluit word. En die ou verbond moes reg afgesluit word, deur om die beloning te gee aan die getroue getuies, maar ook die beloning van oordeel aan die wat nie getrou was nie. Die wat die profete doodgemaak het. En soos ons weet, die Jode was juis kinders van die wat die profete doodgemaak het, soos Jesus sê in Matteus 23. So dit is dus ooglopend dat die 3 wee 'n verwysing is na die laaste 3 basseine. Die eerste wee was die 5de bassein, die tweede wee is die 6de bassein wat nou net verby is, daarom sê dit die tweede wee het verbygegaan, en die derde wee kom gou, dit is die 7de bassein. Nou dit is nodig om hierdie uit te wys, aangesien baie teoloë onder die indruk is dat Openbaring nie van herhaling gebruik maak nie, en dat alles konsekwensieel op mekaar volg. En dis hoekom dit belangrik is om hierdie uit te wys. Aangesien baie teoloë onder die indruk is dat Openbaring nie van herhaling gebruik maak nie, en daarom word daar gesê dat die 7de bassein nie die finale wee kan wees nie. Mense wat nie kan insien dat Openbaring van herhaling gebruik maak, die sê, hierdie 7de bassein kan nie die laaste wee wees nie, want ons lees dan nog van 1000 oordele in die res van die hoofstukke van Openbaring. Hierdie kan dan nie die finale wee wees nie. Maar dit was ooglopend, dat die wee ooreenstem met die 3 engele wat die trompette gaan blaas, wat die basseine gaan blaas. En nou is die tweede een al verby en die derde een kom gou, en dis die 7de bassein. Maar hulle sê, nee, dit is nie die geval nie, want die oordeel kan nie nou hier by nommer 7 tot 'n einde kom nie. Die wee moet aanhou. Nee, dit kom tot 'n einde. Dit kom tot 'n einde in die 7de bassein, en dan sal ons sien, na die 7de bassein in die volgende hoofstuk, begin dit net weer 'n nuwe siklus. Maar hulle wil dit nie erken nie. Hulle wil nie erken dat Openbaring van siklusse gebruik maak, wat herhaling gebruik nie. En daarom sê hulle, nee, die derde wee hou aan tot aan die einde van Openbaring, dit is nie die 7de bassein nie, want die 7de bassein kan nie die laaste wee wees nie. Maar dit is. Dit praat van die finale oordeel. Waar die getroues hulle beloning kry, soos ons gaan sien in die 7de bassein, en die wat nie getrou is nie, hulle oordeel kry. En waar Christus dan vir ewig gaan heers, vir ewig. Dit is 'n duidelike afsluiting. Dit is die duidelike einde van die wee. En dan sal ons weer sien in die volgende gedeelte van Openbaring, al begin weer nuwe siklusse. So die huidige siklus van herhaling kom dus tot 'n einde aan die einde van hierdie hoofstuk met die blaas van die 7de bassein. En hierdie derde wee maak dit duidelik, hierdie wee wat gou kom. En dis hoekom dit nodig is net om te sê dat dit is wel die 7de bassein. Dit is die derde wee. En dit is ons Bybelstudie vir vanaand. Dit is 'n mondvol en baie sout.
Maar sien julle ten minste, ek sê dit uit my duim uit, ek probeer dit word geondersteun deur die skrif. Ek dink Openbaring 20 is 'n baie moeilike skrif, maar ek dink as ons ten minste net 'n begrip het dat daar van herhaling gebruik gemaak word, dan kan ons baie makliker skrif gebruik om skrif te interpreteer, want ons kyk net, waar was hierdie al voorheen gesê gewees? Want ons sal vind dat niks in die Bybel staan apart van die res nie. Niks staan op 'n eiland nie. Dit word geondersteun deur die res van die skrif. En daai interpretasie word wel geondersteun deur die res van die skrif. Esegiel 37, getroue Israel staan uit die dood uit op. Die einde van Esegiel 37, ons sien duidelik, dit is verwysing na die inhuldiging van die nuwe verbond, waar Christus gaan neers op die troon van Dawid. En Petrus sê, dis wel die geval. En net na die opstanding uit die dode in Esegiel 37, sien ons die oordeel oor Gog. Hierso sien ons 'n opstanding uit die dood uit. Dis nie 'n ander opstanding uit die dood uit in Openbaring 11 nie. Dis dieselfde opstanding. En dan sien ons 'n oordeel oor ontroue Israel. En in Openbaring 20 sien ons weer 'n opstanding. Dis weer eens nie nog 'n derde aparte opstanding. Dis dieselfde opstanding. En dan sien ons weer, net soos in Esegiel, 'n oordeel oor Gog en Magog. Maar wie is dit wat geoordeel word? Israel. Want as Israel Babylon genoem kan word, as Israel die groot hoer genoem kan word in Openbaring, hoekom kan Israel nie ook Gog en Magog genoem word nie? Nie waar nie? Dis hulle wat al die afvallige name kry. Want hulle is afvallig.